en skryf hierdie skrifte neer. Mense, wat ek vandag vir jou gee, stop die duiwel in sy voetspore, want ek en jy die woord. Dis koffietyd by die rots, saam met my, Frik Weideman. Mense, goeie môre, dis weer eens 'n pragtige oggend hier op die plaas te Kuilen, en ja, gegroet is jy uit die hartjie van Namakwa. Nou mense, ek het vanoggend 'n enorme terugslag gehad, wat ek gou met jou wil deel. Ek staan toe nou vanoggend op, ek is in voorbereiding, want dis koffietyd, en ek maak toe nou vir my 'n lekker flask, 'n ou Jakobsie met 'n bietjie heuning in, met die idee, ek gaan saam met jou vandag 'n koppie koffie drink, hier by die rots, want dis koffietyd, en ek vergeet daai flask inderdaad op my tafel. So nou ja, hier vandag by koffietyd sit ek nou droë bek, terwyl jy vir my luister, so ek hoop jy darm 'n koppie koffie wat jy kan saam drink, en ja, baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is saam met my by koffietyd. Mense, dis 2026. Uiteraard nie in ons kalender nie, maar in die wêreldkalender. Ons kalender is uiteraard die Bybelse of die Hebreëse kalender. Die woord sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Nou wil ek 'n stelling maak. Dis 2026. Dit wat ek nou met jou gaan deel, het reeds gebeur al in hierdie maand, in die begin van 2026. Stikkende huwelike. Ongekende geestelike oorlog. Mense, kan ek vandag vir jou sê, 2026 gaan 'n jaar wees van absolute ongekende geestelike oorlog. En ek en jy moet paraat wees. Ek en jy moet wakker wees. Ons moet nugter wees, want hierdie goed kom. Ons gaan divisie sien tussen huishoudings, families, gesinne, huwelike. Jy moet dit nou al weet. Daarom moet ek en jy nou al begin bid. Mense, die hel is los. Kan ek vandag vir jou sê dat die duiwel het met groot woede neergedaal na my toe en na jou toe, want hy weet, sy tyd is min. Jy moet kennis neem van dit. Mense, kan ek vandag vir jou sê dat jou geloofswandel is in die spervuur. Jy moet doodseker maak. Jy weet hoe jy praat. Jy moet doodseker maak dat jy die woord ken. Mense, hierdie jaar wat voorlê, gaan ek en jy te maak hê met goed wat ons in ons lewens nog nie beleef en ervaar het. En ek sê weer, dit het reeds begin. Ons is reeds besig met vele mense, wat ek nou met jou deel, wat dit reeds gebeur het in hierdie jaar. Nie verlede jaar wat oorgespoel het na hierdie jaar toe nie, dit het reeds gebeur in hierdie jaar. So nou het ek al hierdie goed vir jou genoem, wat gaan gebeur in 2026. En dan is daar die woord. En as ek en jy die woord het, en ons neem die woord ernstig op, en hierdie woord word deel van ons lewens, mense, kan die duiwel vlug. Want groter en sterker is hy wat in ons woon, as hy wat in die wêreld is. Ek wil vandag by koffietyd met jou 4 skrifte deel. Daar's baie meer, maar 4 skrifte deel, wat die duiwel sal stop in sy voetspore in jou lewe, jou huwelik, jou gesinslewe, jou familietyd, jou finansies, jou hoop, jou toekoms, elke faset van jou lewe. 4 belangrike skrifte. So as jy nog in die bed lê, of jy's by die werk, of jy's besig om te ry, kyk asseblief later na hierdie boodskap en skryf hierdie skrifte neer. Mense, wat ek vandag vir jou gee, stop die duiwel in sy voetspore, want ek en jy die woord. Die woord moet vandag 'n tweesnydende swaard wees, want die woord gee vir ons krag, word kragtig in Jahwe, die Almagtige, en in die krag van sy sterkte. Eerste skrif, Filippense 2, vers 10 tot en met 11. Ek wil hier met dit gaan lees. Ek wil hier met jou eie studie gaan maak, rondom dit wat die duiwel stop in sy voetspore, en wanneer ons in hierdie jaar enigstens betrokke gaan wees met hierdie oorlog, geestelike oorlog, kan jy hierdie skrifte quoteer, jy kan 'n deel maak van jou gebedslewe. Mense, dit bring krag en autoriteit na vore. Filippense 2, vers 10 tot 11. Ons het 'n naam. Halleluja. 'n naam bo elke naam. Ek wil dit sommer uitskreeu vanoggend. 'n naam bo elke naam. En die woord leer my dat elke knie sal buig en elke tong sal bely. Hulle wat in die hemel of op die aarde of onder die aarde is. En ek verwys nou na die duiwel en sy gesante. Die wêreldheersers, die
heerskappye van die duiwel, die bose magte, die agente van duisternis, die verteenwoordiger van dood en duisternis. Elke faset onder hierdie aarde, elke knie sal buig en elke tong sal bely. En wanneer jy dit bid en wanneer jy dit verklaar, mense, dan stop jy die duiwel in sy voetspore. Die tweede vers is Lukas 11 vers 4. Hierdie wat ek nou met jou deel, is lewensbelangrik in terme van jou geloofswandel. Hoor wat sê die woord. Vergifnis stop die duiwel. Ek het dit net geskryf sommer uit my hart uit. Dit staan nie regtig so in die woord in terme van hierdie skrifgedeelte nie. As daar nie vergifnis is in jou lewe nie. Mense, moet jy weet, die duiwel het te hou vas. Die bondage gaan sterker word. As jy nie kan vergewe, as vergifnis nie plaasvind nie, het die vyand reg en toegang op jou lewe, op jou gesinslewe, jou huwelik en elke faset van jou lewe. Vergifnis breek die houvas wat die duiwel op my en op jou lewe het. Mense, ek en jy kan nie hierdie jaar ingaan om gecaged te wees deur die vyand nie. Want wat die vyand reg kry, as ek en jy nie vergewe nie, mense, dan het hy ons in caging, hy het ons in 'n hok. Dan vind bondage plaas. Dan vind beperking en verhindering plaas op jou lewe. En dan het hy die reg en hy die toegang, hy die wettige reg om my en jou aan te val, as daar nie vergifnis plaasvind nie. En dan 'n baie bekende gedeelte wat jy baie goed ken, Lukas 10 vers 19. Dat ons het die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. Kan ek gou vandag vir jou sê, ek en jy is geskape nie om te vrees nie. Nie om in angs te wandel, nie om bekommerd te wees nie. Ja, jy kan bekommerd wees, maar ek bedoel, daai bekommernis wat jou regtig waar laat oorhel, dat jy nie beheer oor jou lewe het nie. Ek praat nie van daai bekommernis nie. Dit is soms goed om bietjie bekommerd te wees, want dan gee jy jou beste. Maar hierdie absolute vrees, hierdie angs, hierdie goed wat met ons gebeur, wat ons uit beheer uit laat funksioneer. Ek praat van dit. Mense, jy is geskape nie om te vrees nie. Jy is geskape om te oorwin. Vir hierdie rede het Yeshua gekom as ons verlosser en saligmaker om die werke van die bose te verbreek. Ek en jy die mag oor slange en skorpioene en oor al die mag van die vyand en niks kan ons ooit skade doen nie. Jy is veronderstel om in oorwinning te leef deur die kragwerking van die Ruach en uiteraard in die naam van Meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Ek en jy is op hierdie aarde met 'n koninkryks heerskappy, visie en missie om sy naam te eer en te verheerlik. Ons is die ambassade op hierdie aarde om hemel te verteenwoordig. Mense, ek sê dit en ek sê dit baie. Jy moet kennis neem. So Filippense 2 vers 10 tot 11. Lukas 11 vers 4. Vergifnis. Lukas 10 vers 19. Jy is geskape om te heers. Ons kan nie toelaat dat slange en skorpioene by wyse van simboliek ons lewens regeer nie. Dan dop ons die toets. Dan verloor ons hierdie geestelike oorlog. En ek sê weer vandag vir jou, dit kan jou geloofswandel benadeel as jy die wettige reg vir die vyand gee. Man, dit kom sommer nou by my op. My gebed vir jou vandag by koffietyd is dat Vader, Jahweh, God Almagtig, die Heilige van Israel, dat hy vuur uit die hemel uit sal stuur, om elke ongoddelike altaar in jou lewe uit te brand in die naam van Yeshua HaMashiach, ons verlosser en saligmaker. Die laaste gedeelte, Romeine 8, vers 38 tot 39. Hoor gou wat sê die woord, hy sê, ek is versekerd. Ja, halleluja, nou dis posisie. Die oomblik as jy sê, ek is versekerd, nee, jy's nie windmakerig nie, dan het jy 'n posisie en jy ken jou posisie. Hoekom ken jy posisie? Want die woord is daar. As ek en jy die woord het, dan ken jy jou posisie. Romeine 8, 38. Ek is versekerd dat geen dood, geen lewe, geen engele, hoor mooi, geen owerhede of enige magte. Mense, so gaan die woord aan. Kortom, ek wil dit vir jou sê. Niks kan my skei van sy liefde nie. En wanneer ek en jy toelaat, deur die woord, dat sy liefde in ons lewens kom vul en kom manifesteer in ons tabernakels, kan ek vandag vir jou sê, sal daardie perfekte liefde die vrees verdryf. Hy sal dit doen. Mense, hierdie 4 skrifte
wanneer jy dit in jou lewe begin manifesteer, wanneer jy dit profeteer, wanneer jy dit aktiveer, wanneer jy dit mobiliseer deur jou mond. My tema hierdie jaar uiteraard, en ek het dit al gesê, is Psalm 19 vers 15. Dat die oordeenkinge van my hart en die woorde van my lippe aan U 'n welgevalle offer sal wees. Wanneer ons dit doen, wat ek hierdie 4 skrifte met jou gedeel het, mense, stop jy die duiwel in sy voetspore. Inteendeel, hy hardloop van jou weg. Hy sal wegkruip wanneer jy instap by 'n vertrek. Want ek en jy het posisie, ons het gesag, ons het autoriteit, en ek wil dit weer sê, ek en jy is nie geskape om te vrees nie. Ons is nie geskape om verwerping te hê in ons lewens nie. Ons is nie geskape om rond te loop met skuldgevoelens en met vrees nie. Sy perfekte liefde verdryf alle vrees. Mense, ek hoop is baie duidelik. Want ek en jy gaan hierdie jaar moet wakker wees, ons gaan moet nugter wees, want die duiwel loop rond en hy soek wie hy kan verwoes. Hy soek wie hy kan verslind. Hy soek wie se lewe hy miserabel kan maak. Ek en jy, ons is immuun daarteer vanweë die woord van Skepper God wat in ons lewens ingekom het en gestalte gekry het in hierdie tabernakel. Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees hier by Koffietyd vandag. Tot 'n volgende keer van my kant, Frik Weideman. Shalom.